Vandag neem ons julle saam op 'n besondere reis deur die pragtige landskappe van die Noord-Kaap. 'n Reis waar ons nie net die skoonheid van God se skepping ontdek nie, maar ook die verhale en geskiedenis van ons familie leer ken. Die woord van die Here sê in Psalm 19:2, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werke van sy hand. Wanneer ons deur hierdie uitgesette velde ry, word ons herinner dat God se skepping vol wonderwerke is. Elke berg en elke oop vlakte vertel sy grootheid en trou. Ons is hier vanmôre by Koordam. Verstaan dat dit bedoel met grof of so iets grof. Maar dit is 'n area hierdie waar ons gemeente, die Volle Evangelie Kerk, Port Nolloth, Eksteenfontein, Lekkersing, gewoonlik des jare saamgekom het, gemeente saamtrekke. Daai tyd was pastoor Klaasen leier van ons gemeente. Hy is ook nou onlangs, verlede week is hy oorlede. En hierdie plek het vir ons baie herinnerings van die gemeente, maar ook selfs vir my as veeboer. Ons het boere in hierdie area na die apartheidsjare, so hierdie gedeelte was destyds onder die wit boere. En dit is toe na die kleerlinge oorgedra, wat nou algemene grond is. Later jare is deur die regering poging aangewend om hierdie campsite hier te bring, sodat die gemeenskap kan geld maak uit die toerisme en so aan kampeerders. Maar soos jy sien is dit afgebreek en dit is nogal hartseer, want dit was baie mooi plekke. Vandag is dit net die bome en die murasies. Dit is ook 'n plek wat sy water baie vlak is, ondergrondse water, so het baie sterk water. En ja, dit is omtrent Koordam. Ons kom nou gereeld as families, soos in die veld en ry, kom ons hier so vleisie braai of net breakfast en ontspan en dan so die bietjie verken. Ja, Koordam het 'n ryke geskiedenis, maar meer oor die, sal maar sê, oor die Nama gemeenskap daai desjare wat hier langs geboer het. En hierdie doringbome was, soos ek verstaan, aanvanklik seker saad wat hier gebring was. En nou het ons half 'n klein woudjie hier van doringbome. Hierdie area was baie kaal, soos die mense sal sê, die windslaan area. Baie kaal stof. En toe die regering vroeër jare hierdie bos, wat hulle sê brakbos, hier geplant, en hy het as ware hierdie area oorgeneem, 'n sterk bos wat in droë brakgrond sterk groei, sterk wortels het en droogtebestand. Vir my is hy amper 'n soort van 'n woestynplant. En ek dink onthou die ou wat hierdie bome hier geplant was, Hitchcock, wat hierdie area ook gebewerk het. En ja, dit is die geskiedenis sover my kennis strek rondom Koordam. Maar wat vir my uitstaan is die gemeente saamtrekke wat ons hier gehad het, onder leiding van pastoor Klaasen, wat nou afgesterf het ook. So ons dink ook vanoggend aan hom, wanneer ons hier aan Koordam staan, hy en sy familie.
Okay, die plaas se naam is Kromnet. Dit is waar my pa geboer het met bokke, beste skape in die 80er jare. Toe was ek nou nog 'n laaitjie gewees. My pa het al sy vee verkoop in 1988, 89 daar rond. So ons het, as ek hier kom, dan kry ek baie memories terug wat nog als 'n mens kan bietjie behoor maak. Dit was lekker daar gewees. As dit hier is nog die oorblyfsel van die skaapkraal waar ons skaap gewerk het en so aan. Hier is die oorblyfsel van daai fondasie daar. Daar was die veewagter se huisie was daar gewees. En dan hier is die oorblyfsel van my pa se bakkie wat hy gebruik het in daai jare. So dit is dit was 'n rooi Datsun 27 4x4 gewees. Ek toe hy die vee verkoop, daai was toe was ek 12 jaar oud omtrent gewees. Ek kan onthou die dag wat hy sy laaste skape verkoop het, was ook gelei. En daai dag het dit vir my gevoel soos 'n stuk van my lewe wat doodgaan, om dit so te stel. Want jy raak lief vir die diere, jy raak lief vir die veld, en daar's baie ander voordele wat jy gehad het as kind in die veld. Jy kon ry waar jy wil sonder lisensie, al is jy kind. In die wintertye kom ons gereeld hiernatoe. Partykeer is dit sommer vir elke tweede week of elke maand, omdat die veld baie mooi is. Nadat dit so gereën het, dan is dit groen en die blomme is die veld vol, so dan kom ons nou. Dit is heeltemal net dit somer, want as die weer nog beter, as dit somer bereik, dan is dit verskriklik warm. Maar die tyd van die jaar, ons is nou eintlik gelukkig om vandag 'n sonskendag te kry, want gewoonlik dan reën dit mos nou. Die grond is nat en jy kan nie hier loop. Want toe ek gebore is, het pappa nie meer die veepos gehad nie. So, hulle wat miskien baie meer in die veld gekom het, in my tyd toe is dit nie meer so baie nie. Maar ek het memories van byvoorbeeld waar ons soos Covid se maand van veepos omgaan. As ek nou terugdink, ons het nie vir baie in die veld geslaap. Ek onthou die een keer het ons veld toe gekom en my ma het 'n klein tentjie gehad. Toe is dit ek, my ma, my pa, my twee susters in die tent. En ek is claustrophobic. So daai aan het ek gevoel asof ek doodgaan. Maar ja, wat dit is net lekker om in die veld te wees. Dit doen 'n mens goed. Hoekom hou jy so baie van hierdie plek? Omdat daar's baie blommetjies en baie sand en klippies. Okay. En baie goedes wat ek kan uitvind. Kom maak jy nou gat? Nog vir die skape. Maar daar's baie skape. Een skap daar, een skap daar. Oh, En is daai Elisabeth. okay. En hulle voor. Jy hoef nie so hard, as jy trek net, is so net. En so kom ons aan die einde van nog 'n besondere avontuur. Dankie dat julle saam met ons gereis het. As julle die video geniet het, gee gerus 'n like, teken in op ons YouTube kanaal en deel dit met familie en vriende. Tot volgende keer. Onthou, jou wellness now gaan nie net oor 'n gesonde liggaam nie, maar ook oor 'n gesonde gees, 'n gesonde siel en sterk families. Mag God julle ryklik seën. Totsiens. Asai.